Amen. Dis welkom julle sitplek te neem. Dankie Jock, julle. So fascinerend vanoggend dat ons net saam as span bid vir wat vandag gaan gebeur. Ons gebed is regtig mag hierdie die hele belewenis van dit wat die Here wil kom doen, mag dit nie informasie wees nie, maar mag 'n transformasie wees. Amen. Ons is besig met hierdie reeks huiswerk en ek wil begin met 'n stelling vanoggend of 'n teorie eintlik en ek wil hoor wat dalk 'n bietjie waar is in jou verstaan en dit gaan interessant klink wat ons op so 'n manier begin, maar julle sal verstaan waartoe dit beweeg. My teorie is dat iemand wat nie van hulle verjaarsdag hou nie, hou waarskynlik ook nie van komplimente nie. Is dit waar? Andersom ook, iemand wat hou van hulle verjaarsdag is eintlik ook noodwendig dalk lief vir komplimente. Ek self is glad nie 'n persoon wat baie lief is vir komplimente nie. Wanneer iemand iets oor my sê, weet ek nie noodwendig wat om te maak met daai inligting nie. En dit is eintlik 'n mooi toetsloopie om te kyk wat maak Franswalle met hierdie inligting. Want hulle is nou oop in die publiek en dit is ons Fusion, it's by the way. Hulle is besig om in 'n spasie in te beweeg van ongelooflike goed wat die Here gaan kom doen in die tieners se lewe. So dankie Frans vir julle. Maar as iemand vir my iets vir my sê, weet ek nie noodwendig wat om te maak met daai inligting nie en ek is vinnig op 'n plek waar ek my sin vir humor eintlik in 'n spasie inbring om dit af te water. Jy weet, iemand kan ook vir my sê, ja Corneille, dit was great geweest, of wat ek al hierdie was goed, dan is dit net soos een keer 'n week. Jy weet, onmiddellik begin ek net sulke goed doen sonder om daar te dink. Op universiteit het dosent al vir my gesê, Corneille, moet oppas, jou sin vir humor is 'n verdedigingsmeganisme. So ja, dit weet wat om te maak met daai inligting ook nie. Maar so is verjaarsdag vir my eintlik die ergste. Ek weet nie van jou nie, maar veral as 'n groot groep mense vir my sing geluk met my verjaarsdag, is dit vir my verskriklik erg. Ek weet nie meer om te kyk nie, ek weet nie wat om met my hande te doen nie. Dit voel vir my soos 'n unskippable YouTube advertensie. Dit is basies hoe dit vir my voel. Veral soos ek dink vir ons kinders is klein en hulle love om spoor toe te gaan en as hulle verjaar, hulle verdra die sing want hulle kry 'n roomhuis. Maar as jy nou dink jy wil Corneille treat deur om spoor toe te vat en ek hoor hierdie dromme is op pad en hulle gaan nou vir my sing Corneille oor Jumanji. Dis wat ek hoor as ek daai dromme hoor. Ek hoor glad nie van yes, kom ons celebrate vir hom in hierdie oomblik nie. Maar dit is fascinerend hoe twee mense drasties kan verskil. Een persoon is heel okay om 'n heel dag aan te gaan en deur te gaan sonder dat iemand eintlik weet hulle verjaar. En dan kry jy die ander persoon wat daai een wakker maak omdat hulle verjaar. En daai twee trou met mekaar. Nee? Die punt wat ek wil maak is mense is kompleks. Mense is baie kompleks. En ons is besig om iemand te celebrate. Daar's geen gevaar nie, maar tog weet iemand nie noodwendig wat om te maak in daai oomblik nie. Ons verstaan nie ons eie emosies of ons eie reaksies nie. Dan het ek en jy op 'n plek waar ons die behoefte het om iemand anders te verstaan. As ons nie onsself kan verstaan nie, hoe kan ons iemand anders verstaan? Dewald de Kok, ons vorige kampusleier by Linden, hulle is nou in Europa, het altyd gesê die persoon se ID-nommer bly dieselfde. Dis dit. Die ID-nommer bly dieselfde, maar die persoon bly nie dieselfde nie. So dis 'n ding wat mense moet vasmaak in mense se kop. Ons het gesê hulle sê daar's twee tipe mense. Een wat sê dis nou al 9:00 die aand of nou eers 9:00 die aand en iemand wat sê dit is al 9:00 die aand. En hulle trou ook met mekaar. Een is Astrid en ander een is Corneille. Alhoewel Astrid sê dit is nou al 8:00 die aand, dan is sy al reeds uit. Maar hulle trou met mekaar, wat impliseer dat ons twee komplekse mense wat in verhouding begin staan. Dis twee komplekse mense wat nou saamleef, dis twee komplekse mense wat 'n gesin begin, dis twee komplekse mense wat jy weet mekaar se humorsin probeer verstaan, dis twee komplekse mense wat mekaar beter wil leer ken. Geen wonder verhoudings is eintlik so uitdagend in vandag se wêreld nie. Die Bybel verduidelik hier spanning van die begin af. Genesis 1 vers 26 wat net praat van hoe ons is in sy ewebeeld gemaak. Ons is in God se beeld gemaak. Ons is gemaak in en vir liefde en vir community. En dan sien mens wanneer sonde in Genesis 3 inkom, mense begin hulle self beskerm en ander blameer. Het God beweeg in die tuin van Eden en hy vra vir Adam, what happened? Jy weet, wat gaan aan? En sy antwoord was nie, ek het verkeerd opgetree nie. Sy antwoord was onmiddellik in Genesis 3 vers 12, die vrou wat u vir my gegee het. Ek voel hierdie gesprek gebeur nie net in Genesis nie.
Die persoon wat langs hom gesit is om liefgehet te word, word ewe skielik die persoon wat blameer word. Dis wat sonde doen in verhoudings. Ek wil hê jy moet hoor volgende. Dis wat sonde doen in verhoudings. Ek beskerm myself ten koste van jou. Ek gun iets vir myself ten koste van jou. Ek verdedig my weergawe en begin jou sien as die probleem. Dis wat sonde doen in verhoudings. En dit is hoekom ons hierdie reeks huiswerk noem. Verhoudings vat werk. Huwelik vat werk, ouerskap vat werk, kommunikasie vat werk, vergifnis vat werk, om iemand se hart in diepte te kan verstaan vat werk, en baie van daai werk gebeur by die huis. Wanneer almal moeg is, jou kind al lankal moes gaan slaap het, besluite geneem moet word en budgets wat nie klop nie. Dit vat werk. En hy het dalk vanoggend hierso en sê, maar Corneille, dit voel of hierdie net relevant is vir huwelike, wil ek vir jou sê, jy's reg. As jy voel, Corneille, vandag is net relevant vir gesinne, wil ek vir jou ook sê, jy's reg, maar dan wil ek ook vir jou sê, jy mis dit totaal en al, want jy staan in verhouding met iemand. Huiswerk is huiswerk, of jy saam met iemand in huwelik staan of nie. Huiswerk is huiswerk. Jy is 'n pa, jy is 'n ma, jy is 'n oupa, jy is 'n ouma, jy is 'n neef, jy is 'n nig, jy is 'n broer of 'n suster, jy is nie 'n kat of 'n hond nie. Kan ons dit net al los. Maar argumente is, vanoggend is relevant vir jou, en as jy dink, hier is nie relevant nie, omdat ek nie in 'n huwelik of 'n gesin het nie, dan mis jy wat die Here wil kom doen volgende. Dan gaan hier 'n informasie wees en nie transformasie wees nie. Die vraag wat ek vandag vanoggend wil vra is, wat hou verhoudings by mekaar wanneer gevoelens verander? Wanneer mense mekaar teleurstel en die lewe druk begin uitoefen. Statistiek wys die egskeringsyfer in kerk is dieselfde as daar buite. Dit impliseer, hoorie, maar dit kry my in jou plek om die vraag te vra, hoorie, maar is ons nie veronderstel om iets anders te weet nie? Is ons nie veronderstel om iets op 'n ander manier te benader as hoe dit daar buite lyk nie? Want as die egskeringsyfer dieselfde is, dan moet ons hierdie vraag begin vra, wat is dit wat verhoudings by mekaar hou? Filippense 2 vers 3 tot 5 gee hierdie ongelooflike mooi prentjie. Ek wil, as jy daar wil oopmaak, wil ek jou 'n oomblik gee, dan kan ons daar lees wat skryf Paulus. Filippense 2 vers 3 tot 5. Paulus sê, as julle Christendom vir julle enigiets beteken, as julle liefde vir mekaar as julle liefde vir mekaar julle deur moeilike tye gedra het, as die teenwoordigheid van die Gees enige verskil in julle lewe gemaak het, as julle weet wat dit beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar om te gee, wil ek julle 'n groot guns vra. Moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Konsentreer liewer op die dinge waaroor julle saamstem. Wees lojaal teenoor mekaar, voel saam, streef saam en doen saam. Dis my so mooi, soos 'n paar weke terug gepraat van, as jy nou 'n versie in die yskas wil sit, dis hierdie ene. Voel saam, streef saam en doen saam. Gaan verder, as julle dit doen, sal julle my regtig bly maak. Moenie net aan julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste sodat die ander die meeste kan wees. Wees eerder minder sodat die ander een meer kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan die ander om hom dink. Julle moet soos Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Dit is my so mooi dat hy al hierdie konteks gee en hy sê Jesus. Dit is die standaard, dit is die voorbeeld vir my en vir jou, dit is die gesindheid vir my en vir jou, maar dit sê vir my en vir jou, daar vra intimiteit tussen ons verhouding en die Vader. Want hoe dieper en hoe meer ek en jy hom leer ken, hoe meer gaan ons in onsself kan belyn met dit wat hy dink en dit wat hy voel. Baie belangrik, as jy in 'n verhouding sit vanoggend, dis belangrik dat jy saam in diepte in intimiteit saam met die Vader gaan, maar dis belangrik dat jy by jouself ook in diepte in verhouding gaan met die Vader. Want die ding is, as ek en jy net staat maak op mekaar se geloof, dan gaan ons naderhand begin dink en voel soos wat ons dink en voel, en ons gaan mis. Daar moet een persoon wees die hele tyd wat sê, hoorie, maar dit is nie nou waar ons besig is om te belyn met Jesus nie.
Paulus sê nie jou gevoelens of jou behoeftes maak nie saak nie. Hy sê ook nie, jy weet, jy doen net wat jy wil of jy moet jouself verloor, jy moet mishandeling verdra nie. Hy sê ook nie jy moet net sonder grense lewe nie. Wat Paulus hier kom sê is moenie by jouself eindig nie. Moenie by jouself eindig nie, en dan wys hy vir ons die voorbeeld van Jesus, en ons gaan nou baie dieper en mooier stil staan by die gesindheid van Jesus, en dit wat Jesus kom doen het vir my en vir jou. Maar wat Paulus hierso kom sê in Filippense 2 is, hoor jy maar, sterk verhoudings word gebou, wanneer die gesindheid van Jesus duidelik word en sigbaar word, en die manier hoe ons luister, praat en reageer. Sterk verhoudings word gebou, wanneer die gesindheid van Jesus sigbaar word, en die manier hoe ons luister, praat en reageer. Baie huwelike misluk, omdat albei persone verstaan wil word, maar nie een probeer verstaan nie. Ek dink dit is relevant vir enige verhouding, want baie keer lyk dit so, twee mense is besig om teenoor mekaar te staan, albei probeer verduidelik waarom hulle reg is. Albei praat, albei verduidelik, albei verdedig eintlik, maar niemand luister meer nie. Stephen Covey het soveel jaar terug in 7 Habits of Highly Effective People gesê, seek first to understand before to be understood. Maar voor dit, jare voor dit, het Jakobus 1 vers 19 tot 20 het so mooi gesê. My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie. Wees gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Spreuke 18 vers 13. Iemand wat antwoord voordat hy luister, praat die grootste onsin. Dis my so mooi hoe die Bybel soveel keer net so direk is. Iemand wat antwoord voor hy luister, praat die grootste onsin. Moet nou nie sy kornuit gesê jy mag dit sê in 'n gesprek nie. Maar jy sê ding, wanneer ek nie seer gemaak voel of wanneer ons voel, jy weet, ons is kwaad, dan luister ek en jy dikwels nie om te probeer verstaan nie. Ek en jy probeer luister sodat ons volgende antwoord kan verdedig. En dan moet ons die vraag vra, wat wil jy wen? Die argument of die persoon? Wat wil jy wen? Die argument of die persoon? Ons het al soveel huweliksberading gesit en dan moet ons hierdie vraag vir mense vra. Wat wil jy wen? Die argument of die persoon, want jy kan tegnies reg wees en nog steeds die verhouding verloor. Om iemand te verstaan beteken nie jy stem net saam met hulle nie. Jy kan nog steeds sê ek beleef dit anders, maar ek wil verstaan hoekom dit jou so laat voel. Dit bring 'n hele ander dimensie tot hierdie gesprek. Dit bring nederigheid, dit bring eer in. Dit is die gesindheid van Jesus wat sigbaar word in iemand wat nie net in hulle self dink nie, maar wat aan iemand anders ook dink. Ek was eendag by 'n troue gewees, John Simons het hulle getrou en hy het vir die koppel, amen, hy het vir die koppel die volgende gesê, moenie net die mooi in mekaar raak sien nie, jy moet die mooi in mekaar raak sê. Moenie net die mooi in mekaar raak sien nie, jy moet die mooi in mekaar raak sê. Dit help nie, jy dink jou vrou is ongelooflik, maar al wat sy hoor is wat sy nog moet doen nie. Ek gaan dit weer sê, ander kant ook. Dit help nie, jy dink jou man is ongelooflik nie, maar al wanneer hy jou stem hoor, is wanneer hy hoor wat hy nog moet doen. Dit help nie, jy is trots op jou kinders, maar al wanneer hulle jou stem eintlik hoofsaaklik hoor, is wanneer jy hulle reg help nie. Ek praat met myself ook hierso. Dit geld vir familie ook, vir jou ouers en vriende. Moenie aanvaar dat hulle weet wat jy waardeer nie. Met tyd word kommunikasie so funksioneel. Jy weet, begin die vraag vra, wie gaan al die kinders, het hierdie brood gekoop, is die rekening betaal, wat eet ons vanaand? Die huis funksioneer, maar daar is nie noodwendig meer verbinding nie. Ek dink baie families ruil deesdae inligting uit, maar hulle deel inligting, hulle deel nie meer harte nie. Romeine 12 vers 10. As broers en susters in God se huisgesin moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Party vertalings praat van ons moet mekaar eer. En eer kry 'n stemtoon in gesprekke. Eer kry 'n stemtoon in 'n huis. Dit luister, dit bedank, dit erken en dit verdedig sonder om te verneder. Jakobus 3 sê ons loof God met dieselfde tong waar ons mense afbreek. Mense wat ons afbreek wat in God se beeld gemaak is. Jou man is in God se beeld geskep. Jou vrou is in God se beeld geskep.
Die mense met wie jy in verhouding staan en ook nie in verhouding staan nie, is in God se beeld geskep. Jou kind is in God se beeld geskep, selfs al is daai kind besig om my laaste bietjie heiligmaking te toets, né? Efesiërs 4 vers 29, moenie enige vuil taal gebruik nie, gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Wanneer laas het jy vir iemand gesê, ek sien wat jy doen en ek waardeer dit? Wanneer laas het jy vir iemand gesê, jy maak my trots, ek sien hoe swaar jy dra, ek sien hoe jy probeer, ek sien wat jy doen vir ons gesin en dit word opreg waardeer. Wanneer laas het jy dit gesê, nie net gedink nie? Wat jy herhaaldelik sê, word deel van die atmosfeer waarin mense leef. Wat jy herhaaldelik sê, word deel van die atmosfeer waarin mense leef. En die van julle wat julle huiswerk laasweek gedoen het, dit was een van die vrae gewees, hoe lyk die atmosfeer in jou huis? As jy praat met mekaar, wat hoor jou kinders? As jy praat oor jou werk, wat hoor mense? Dus hierdie aanhaling wat sê, don't let your storm get your children wet. En dit het my nogal so getref, en ek dink dit is relevant, nie net vir ouers nie, want daar's hier storm baie keer in ons lewens, maar dit moenie dat almal rondom ons dat hulle nat gereën word nie. Jou spanning, jou werkdruk, jou moegheid, jou finansiële druk, jou emosionele seer is werklik, ja, maar dit hoef nie die atmosfeer van die totale huis te verander nie. Jy weet hoe dit is, soms kom iemand by die huis, nog voor daar woorde gesê het, weet jy, ons 'n storm op pad. Die manier hoe die deur oopgemaak word, die manier hoe die sleutels neergesit word, die manier hoe antwoord eintlik net 1 letter greepwoord is. Selfs jou hond ding sê nee, dankie. Efesiërs 4 vers 26 tot 27, as jy kwaad word, moenie sondig nie. As jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Die Bybel sê nie, ek en jy mag nooit kwaad word, of nooit frustreerd, of nooit, hartseer wees nie. Dit sê ons moenie ons emosies toestemming gee om sonde te produseer in ons verhoudings nie. Ons moenie ons emosies toestemming gee om sonde in ons verhoudings te produseer nie. Die storm mag erken word in ons verhoudings, maar dit mag nie ons huis regeer nie. Amen. Ek wil vir julle storie vertel. Ek gaan verstaan waar ek gaan. Ek weet nie of julle al foto's gesien het in die Eerste Wêreldoorlog oor hoe die loopgrawe gelyk het waarin mense was nie. Dit was koud geweest, dit was nat, dit was modderig en dit was ongemaklik geweest. Maar die ding is solank jy in hierdie loopgraaf gebly het, het dit eintlik tot 'n mate van beskerming gegee vir dit wat buite en dit wat bo op die grond gebeur het. Dit was hierdie mate van veiligheid geweest. Maar die probleem is, daar is geen oorlog wat ooit gewen is deur mense wat in die loopgraaf bly nie. Jesus wil jy moet hoor volgende. Soos wat ons voorberei het vir hierdie kwartaal en regtig vir die Heilige Gees gevra het, hoorie, maar waar is dit waarin hy beweeg en hoe respond ons op waar hy wil beweeg, beleef ons regtig, dit is waar mense in ons kerk is. Daar's mense in ons kerk wat in loopgrawe is. Daar's mense in ons kerk wat in loopgrawe is, en dit is juist hoekom ons so baie sterk fokus hierdie kwartaal op huwelike. Ons juist so sterk fokus plaas op gesinne en verhoudings. 'n Loopgraaf is nie 'n plek waar ons veronderstel is om altyd te woon nie. Yes, dit gee vir ons veiligheid teenoor dit wat daar bo aangaan en dit wat daar buite aangaan, maar dit weerhou my en jou ook van lewe. Dit weerhou ons van intimiteit, dit weerhou ons van verhouding, want dit hou my en jou geïsoleerd, maar ten minste voel ons veilig. Kan ek net vir jou sê, weet jy hoeveel mense het siek geword en eintlik dood gegaan in die loopgrawe by homself? Loopgrawe is nie 'n plek waar ons moet veronderstel is om te wees nie, want ons belewenis is regtig, mense het begin veilig voel. Mense het veilige plekke gevind, mense het veilige afstande gekry, mense het veilige stilte begin kry. Hulle het geleer hoe om moeilike gesprekke te vermy. Geleer hoe om met seerkry saam te leef eerder as om genesing te kom soek. Geleer om onsself te beskerm teen moontlike seerkry, teen konflik en teleurstelling. Die loopgraaf voel veilig, maar dit is nie waar restaurasie gebeur nie. Dis nie waar heelmaking gebeur nie. Dis nie waar healing gebeur aan die einde van die dag nie. En ek glo die Heilige Gees nooi ons as gemeente uit om uit hierdie loopgrawe te kom klim.
Nie om mense bloot te stel nie. Hoor maar hart mooi. Nie om bloot te stel nie, maar om dat hy mense wil herstel. Ek bleef regtig vanoggend, die Here wil verhoudings kom restoreer. Daar's verhoudings wat hy vanoggend wil kom gesond maak, daar's verhoudings wat hy vanoggend wil kom heel maak. Daar voel jy vanoggend die sonde waar jy jouself bevind in jou lewe is soos hierdie loopgraaf. Dis nie lekker daar binne nie, maar ten minste voel jy okay, want niemand sien jou nie. Ek wil jou sê, dis nie 'n goeie manier om te gaan nie. Hy wil totaal restaurasie en healing bring vir ons wat in die loopgrawe is. 2 Korintiërs 5 vers 18, God het ons deur Christus met homself versoen en ons die bediening van versoening gegee. Ons beweeg na mekaar toe, juis omdat God eers na ons toe beweeg het. Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Jesus het nie op 'n afstand gestaan en gebly nie, hy het juis na ons toe beweeg en versoening moontlik gemaak vir ons, sodat ons na mense toe kan gaan, in verhouding, in huwelike, in ouerskap, na mekaar toe kan beweeg met versoening. En in diepte verhouding. Is die perfekte plek waar nagmaal my en jou herinner. Wat is dit wat Jesus kom doen het? Daai wat ons praat van Filippense, die gesindheid van Jesus, dat nagmaal herinner my en jou om ons lewe te belyn met dit wat hy dink en dit wat hy voel. Sodat ons vanuit daai spasie kan reageer. Die brood en die nagmaalsap herinner my en jou dat ek in elke liewe dag genade nodig het. Ek en nie een van ons kom na die nagmaaltafel toe want ons het verhoudings perfek nie. Nie een van ons kom na nagmaal toe, na die tafel toe want ons het nog elke liewe verhouding mooi geluister, mooi gepraat en elke liewe storm perfek hanteer nie. Wanneer ek die brood neem, word ek herinner dat Jesus sy liggaam opgegee het vir my sodat ek nader kan wees aan hom en sodat hy nader kan wees aan my. Wanneer ek die nagmaalsap gebruik, dan onthou ek dat sy bloed gevloei het vir genesing, dat sy bloed gevloei het om skoon te was, dat sy bloed die nuwe verbond bevestig. Dat my verhouding met hom nie staat maak op my volmaaktheid nie, maar dat my verhouding met hom staat maak op sy getrouheid. So is die uitnodiging vanoggend om saam nagmaal te kan gebruik, saam maar ook individualisties, want dit is great om saam verhoudinge met die Here te hê, maar ook nodig om individueel verhouding met die Here te hê. Neem die brood, want God het eers dan na jou toe beweeg. Neem die brood, want Jesus het eers na jou toe beweeg, sodat jy naby aan hom kan wees, sodat hy naby aan jou kan wees. En neem nagmaalsap, en sy genade maak herstel moontlik. Sy genade maak restaurasie moontlik. Sy genade maak heel maak moontlik. Ek wil julle uitnooi om op te staan, nagmaal te geniet saam en individueel.
omdat Jesus eerste na ons toe beweeg het. Dit wat hy kom doen het vir my en vir jou, kan ek en jy nie vir altyd in 'n loopgraaf bly nie. Ek en jy kan nie in 'n loopgraaf bly nie. Iewers op 'n stadium moet iemand uitklim. Iemand moet eers die vraag begin vra. Iemand moet eers die mooi woorde begin sê en iemand moet eers begin jammer sê. Iemand moet kies om soos Jesus te beweeg, want dit is wat hoe hy wil hê ons moet dink en dis hoe hy wil hê ons moet voel. Vandag lyk die prentjie van hierdie loopgrawe drassies anders. Die merke is steeds daar, maar gras het begin groei oor hierdie spasies, wat eens 'n plek was vir dood en vrees en onsekerheid, het eintlik 'n plek geword waar daar nou lewe gedra word. En dit is wat God kan en wil doen in verhoudings. En hier's wat ek wil hê moet mooi hoor volgende. Die litteken, dit wat nou sigbaar is, hoef nie die teken te wees van dit waar seer gemaak is nie. Dit kan die getuienis word van daar waar die Vader restaurasie gebring het. Dit hoef nie die teken van herinnering van seer te wees nie, dit kan die getuienis word van dit wat Jesus kom doen het in jou lewe, maar ook in jou verhoudings. Hier is jou huiswerk. Vra vir iemand hierdie week, wat het jy nodig dat ek moet verstaan? Luister sonder om dadelik te begin verdedig. Moeilik. Tweede huiswerk. Sê vir iemand wat jy in hulle waardeer. Nie net sien nie, sê wat waardeer jy van hulle. En laastens, weet nat gereën omdat daar 'n storm in jou was. Weet nat gereën omdat daar 'n storm in jou was en vra vergifnis vir dit sonder 'n maar. En hier is die grootste huiswerk wat ek vir oggend vir julle wil gee is huweliksaand. Die huweliksaand is 'n ongelooflike mooi plek om in te klim, om saam die gesprekke oop te begin maak en om saam te sê, Here, maar hierdie is wat ek dink en voel, hierdie is hoe hy of sy dink en voel, Here, wat is dit wat jy dink en voel, en mag ons belyn word met dit. Om vir huweliksaand te registreer is nie erkenning dat daar uitdagings of mislukking of enigiets wat dit in die huwelik is nie. Om vir huweliksaand te registreer is eintlik 'n erkenning dat hierdie verhouding waarvoor die Here my so vertrou het, is my belangrik en as gevolg van daai belangrikheid gaan ek in hierdie verhouding belê. Hierdie is jou huiswerk. As dit kom by verhoudings, in jou gesin, in jou huwelik, maar ook in jou verhouding met mense rondom mekaar. Kan ek vir ons bid? Here, dankie vir hierdie oomblik waar ons net kan eerlike gesprekke, waar ons eintlik regtig net kan die gesprek oopmaak van dit is waar U is en dit is waar U hart is, Here, maar hier is waar ons al vir so lank aangaan, hier is waar ek al vir so lank aangaan, dat ons net weer belyn word met dit wat U kom doen het. En Here, omdat U eerste het, daarom kan ons reageer vanuit daai liefde. Ons het U lief, want U het ons eerste lief gehad. Ons kan beweeg na mense toe, want U het eerste beweeg na ons toe. Ek bid, Here, vir huwelike vanoggend. Bid ek, Here, daar waar daar seer is, daar waar daar twyfel is, daar waar onsekerhede is, Here, maar terselfdertyd, daar waar daar soveel spontaneity is, waar daar soveel celebrations is, Here, surrender ons net vanoggend weer eens huwelike oor aan U. Om by U voete neer te lê, Here. Ek bid vir gesinne, Here, waar dit goed gaan en waar dit moeilik gaan, Here. Ek bid, Here, vir geduld, vir baie geduld. Maar ook vertroue dit wat U kom doen, eerder as dit wat ons sien. En ek bid vir verhoudings, Here, daar waar daar seer is, daar waar vergifnis nodig is, vir hulself en vir ander mense, bid ons, Here, dat ons eerste sal beweeg, want U het eerste beweeg. Dat ons eerste sal reageer vanuit liefde en dat daai liefde sigbaar sal word, wat transformasie bring en mense uit die loopgrawe uitbring in die lewe en in die lig, Here. Ons bid dit in ons wil. Amen. Amen. Ek wil jou uitnooi, as vanoggend uitdagend was en voel hierdie praat met jou en jy moet reageer en jy weet nie om te reageer nie, dis 'n gebedsspan wat jy voor jou sal wil ontmoet. Dis nie swakheid nie, dis wysheid. Baie belangrik. Wysheid om uit te kom sê, hoorie maar, Here, ek wil hê iemand moet saam met my intree, iemand moet saam met my vertrou in hierdie spasie.
Ons het lekker koffie, ons het lekker kosie buitekant en 'n lekker community. So ek het laasweek gesê die diens eindig nie nou nie, dit begin nou op 'n ander manier. So asseblief moenie net verdwyn nie, kom sê hallo, sien baie nuwe gesigte. Ek's Corneil, ek gaan nou buite by Starting Point wees, asseblief kom sê hallo. Ons hou eintlik van praat aan die einde van die dag. Mag jy nie dit alleen probeer nie, mag jy weet die Here saam met jou, maar jy is ook surrounded deur 'n ongelooflike community wat jy hierso by ons kan vind. Hê geseënde Sondag verder. Totsiens.